Baie welkom by Melk in jou teetyd en vandag gaan ons gesels oor balans. Nou balans kan baie dinge beteken vir jou, maar party van ons het nie balans as ons dalk iewers heen loop nie. Ek het definitief balans nodig wanneer dit kom by keuses ten opsigte van sjokolade of groente, daar verloor ek heeltemal balans. Maar in elke geval, ons gesels met 'n baie interessante persoon vandag en ek love it dat hy is, want ek weet ons gaan lekker gegil. Maar sê vir ons bietjie wie kuier by ons. Ja, dit is vir ons so lekker om vandag weer Dr. Karel Fourie van Kairos Gemeente in Centurion by ons welkom te hê. Dit is nie sy eerste keer nie, dit is nie die laaste keer wat ons hom gaan hê nie. En wat ek laas vergeet het om te noem, dink ek Janine, is dat hy ook nie 'n novice is vir die kameras nie. Want ja, ek het dit laas vergeet om te noem. Ja, hy het 'n draai gemaak op die stel van Egoli en Sewenalaan. Ja, en Vetkutpaleis en daai dan. Vetkutpaleis, ja. Maar toe was ek jonk en mooi jong. Ja, so ja, dit is vir ons regtig lekker om vandag jou hier by ons te hê om te kom praat oor balans. Ek is seker ons gaan baie leer. Ja. Baie dankie. So kom ons val met die deur in die huis, want jy het nou vir my hierdie prentjie gebring, maar ek sien is Engels, so ons vra vergifnis, byvoorbeeld. Maar wat beteken die woord ship? En wat behels dit as ons nou na balans kyk? So, voor ons by die ship uitkom, nee, baie dankie, dit is regtig 'n blessing. Hallo aan al die kykers, so lekker om hier saam met julle te wees. Voor ons by 'n ship uitkom, waar almal wil weet, kry my net op die skip, maar voor ons by die skip uitkom, baie mense oor die hele wêreld heen word elke dag wakker, op dieselfde kant van die bed, doen dieselfde roetine, gemaak koffie as hulle wakker word, gaan badkamer toe, klim dan op die selfoon, of op Instagram, WhatsApp en al daai goedes, en hulle wil net vir 'n oomblik bietjie connected wees met die hele wêreld daarso. Dan, voor hulle by die huis uit is, dan begin hulle te connect met mense en probleme en situasies by die werk, wat hulle vandag moet gaan hanteer. En sodra hulle daar ingaan, dan of hulle is gelukkig, of hulle is ongelukkig, of hulle is hartseer. Maar die probleem met die brein is, die brein skep dan, en vergewe my vir die Engelse woord wat ek gebruik, die brein skep dan 'n scenario in die kop, dat hulle leef hulle hede uit hulle verlede uit. So wanneer ek dan dink aan 'n sekere persoon met wie ek konflik het, begin ek my dag alreeds op 'n negatiewe. My brein kan nie onderskei, kom ons noem dit jou onderbewussyn, kan nie onderskei of hierdie emosies wat ek beleef, 'n verlede emosie is of 'n hede emosie is nie. So ek begin elke dag, nou ry ek werk toe, ek gaan parkeer my kar, gaan stap op by dieselfde trappe, ontmoet dieselfde mense, beleef dieselfde emosies, dag vir dag. So my brein het glad nie die geleentheid om 'n toekoms te skep vir my nie, want ek leef uit my onderbewussyn uit, leef ek heeldag en aldag met die predictable future. Uit 'n predictable past uit. En dis nogal depressie. Ek bedoel, dit kan daarom hulle gebruik die woorde, hulle sê, so ek gaan deur dieselfde roetine gedragspatrone, wanneer ek uit die bed uitkom, sien dieselfde dinge, beleef dieselfde emosies, dieselfde pyne, dieselfde seer, selfde teleurstelling. So elke dag begin ek alreeds uit 'n predictable verlede uit, en ek begin nooit nuut nie. En omdat ek nooit nuut voel nie, is 95% van wie ek is op 35-jarige ouderdom, sê hulle, is ek 'n gemixte produk van gedragpatrone, emosionele reaksies, gevoelens, attitudes, geloofsstrukture, wat dan 'n program skep in my brein,
wat ek teen daai stadium is ek dan 'n produk van 'n program wat daagliks hardloop as gevolg van my onderbewussyn wat aangeleer het in hierdie aangeleerde program begin hardloop. So ek word 'n produk van 'n program omdat ek nooit verander het nie. Ja, nee, dit laat my dink aan daai sê ding wat hulle sê van wat is die definisie van insanity? O, To ja. do the same thing over and over and expecting a different result. Ja. So ons is geprogrammeer om dieselfde ding oor en oor te doen en ons kan nie verstaan dat ons lewens in 'n groef geval het nie, Dis die né? woord, ons verval in 'n groef. Ja. Ja. So hulle sê 70% van alle mense spandeer konstant hulle lewe in 'n survival mode want hulle antisipeer 'n geval in hulle lewens waar ek glo dat 'n worst case scenario met my gaan gebeur. So ek is in 'n konstante stres. Wat as ek siek word? Wat as hierdie nie uitwerk nie? Wat as hierdie nie gebeur nie? So en wanneer daai emosie dan plaasvind in my, dan kom daai vrees emosie binne in my en ek hou vas aan die vrees. Nou begin ek klaar die prentjie sien. So ek skep 'n prentjie wat nou in my kop is. Ek begin daai prentjie sien. My onderbewussyn weet nie of dit waar is en of dit onwaar is nie. So nou skei hy die signals af in my brein en my brein gaan dan nou in angs of in depressie, swaarmoedigheid of wat dit ook al is om hierdie prentjie wat ek nou geskep het te hanteer. En daarom kry meeste mense op jong ouderdom wat hartaanvalle het en daai goed, want die brein weet nie, is dit waar of is dit onwaar nie. Die brein weet nie die prentjie wat ek nou skep, is dit in my môre of is dit vandag nie. Vir hom is dit werklikheid. Ja, want die subconscious het mos nie daai filter om die Hy te het kan glad nie die filter. onderskei, te kan weet wat is die waarheid en wat is nie. Maar hoe gaan ons dit verander? Ek glo die groot ding is as jy vir die kykers die prentjie kan wys van SHIP en hoe dit lyk en so aan. Baie mense probeer dinge verander in hulle lewens deur en ons almal was al op dieete of het ons dit wat ons sien het ons dieet of dis nie gewerk nie. En die dag wanneer jy op 'n dieet is, loop jy in Woolies in en jy sien alles wat jy nie moet sien nie. Ja. Of iemand daag aan op by jou werk en hulle het verjaar en hier bring hulle al daai dinge en hier kom hulle in en jy dink die verkeerdste ding op die verkeerdste dag. Of jou ma besluit nou nooi sy jou ewe skielik en jy moet kom skaapbout en pudding en alles. So ons beleef hierdie goed en baie mense probeer, as ek hierdie gou kan leen. Ja, dis jou, né? So baie mense probeer om goedes in hulle lewens te verander uit die posisie van haat uit. So haat is en as ons die woorde haat gebruik, ekskuus vir die Engelse vergelyking, gebruik ons dan die woord H staan vir hungry. Dit is wanneer ek in my dierlike metodes probeer ingaan. Ek hanteer 'n ding uit omdat ek kwaad is, omdat ek seer het, omdat ek pyn het, verdedigingsmeganismes of wat. Die A staan juis spesifiek by dit ook, byvoorbeeld angriness, nee, so ons sit angry, so dit wys direkte uit 'n emosionele standpunt uit. L is vir loneliness, en baie mense gaan in verhoudings in, omdat hulle alleen is. Ek gaan nou in hierdie verhouding, ek dink nie daaroor nie, ek bid nie daaroor nie, ek vra nie of dit reg is nie, ek gaan in, want ek is angry, ek is lonely, en die laaste een is die T, wat beteken ek is moeg? Ek sê altyd, moenie emosionele besluite maak wanneer jy moeg is nie. Moenie emosionele besluite maak wanneer jy ervaar, ek is nie op 'n goeie plek nie, ek kan sien, my dierlike instinkte is daarso. Of ons gaan op war. Nou, war is byvoorbeeld die W kom van willpower af. Ek gaan nou ophou, ek gaan nie meer chocolates eet nie, ek gaan nee sê, nee is ook 'n antwoord.
Ek gaan nou ophou daarmee. Ouens wat sê, hoeveel kere jou gesê dan, gooi hy nou sy sigarette daar in die vuur, ek is klaar met alles, en dan die volgende dag, dan leen hy sigarette by die werk by almal. So hou nou op, gaan nie meer Coke drink nie, maar gaan Coke Zero drink, dis nie so erg. So, war is nie 'n goeie ding nie, want in war gaan ek spesifiek gaan wat vir my die erf wys ook op realiteit. Dis vir my realiteit. Ek werk uit realiteite uit en op grond van daai realiteite probeer ek nou werk. Hierdie ding is 'n realiteit vir my. Ek is in willpower, ek gaan dit hanteer. Ek kom op 'n plek wat ek nou gaan voel dit moet nou hanteer word en dis hoe dit is. En hierdie goed werk nie. Die kans vir sukses is baie skraal, want die ysberg, jou onderbewussyn is 90% en jou bewussyn is 10%. So war, haat en dit werk uit die 10% uit. Daarom is daar nie sukses nie. Jy moet terugkom op die skip. Kan ek gou vra, waarvoor staan dit in war? Die A is die analytical. So dit maak sin vir my uit my analitiese brein uit. Ja, my broeke pas nou nie meer nie. Ja, ek die enigste leen wat jy ooit mag vertel is as jou vrou vra, lyk hierdie rok nie goed aan my nie. Moet nie gaan en sê, my vrou lyk bietjie ongemaklik nie. Jy kan nie daai. Of my vrou, as dit mooi lyk vir jou, dan is dit mooi. Smile, knik oog of iets. Selfde by die mans. Moenie sê, my man, jy loop kiertsreg op by daai broek. Moet net nie hoes nie, want dan gaan die broek losskiet of wat ook al. So ons almal beleef hierdie scenario's, ons almal gaan deur. So kom terug na die ship toe. Nou die ship wys, jou eerste plek is, kry vir jou 'n strategie. Wat is my strategie? So hulle sê, if you don't know where you are going, you may end up in a place you don't like. Selfs die woord sê in Jeremia 1, sê, wat sien jy? Write the vision down. Wat is jou strategie? Hoe gaan jy daar uitkom? Volgende ding is, jy moet vir jou habits, jy moet vir jou dinge in plek kry, wat op 'n daaglikse basis is, dat hierdie ding word dan, ek werk dan uit my habits uit, en ek begin goeders in plek te sit, en naderhand word dit 'n lewenswyse, en dit word 'n lewenstyl in jou. Natuurlik sal ek sê oor die E is, ek moet gaan kyk na my impulses. Kom ek verduidelik die hele prentjie. Ek sit op 'n tyd met 'n meisie en haar ma kom sien my saam. Die meisietjie het bietjie emosionele issues oor haar self en haar gewig en al haar goedes wat daarmee saam is. En ek sê vir haar, wat doen jy met jou impulses? Hoe hanteer jy die impulses wat skiet? Want die woord sê, dink aan alles wat goed is, wat reg is, en dan, hoe hanteer jy die impulses? Wat doen jy met die impulses daarso? En sy sê, maar die impulses sê vir my, ek is vet, ek is nie mooi nie, ek lyk nie goed nie, ek hou nie van wat ek in die spieël sien nie, ek voel nie gemaklik in my lyf nie, dit. En ek sê vir haar, wanneer dit begin? En sy sê, 18 jaar van 'n jong ouderdom af. Ek sê vir haar, maak toe jou oë, kom ons skep 'n wêreld, kom ons skep 'n realiteit. Kom ons gaan onder die onderbewussyn. En mense, ons kan dit doen vir alle seere en alle pyne, want baie van ons gaan in comfort eating in. Baie van ons create habits in ons lewe, wat dit help ons net om beter te voel. Shopping, hoeveel mense gaan, hulle gaan spandeer, want is emotional shopping, waarmee ons nou gaan. Baie van ons het goedes wat ons gebruik in ons lewe, as gevolg van triggers wat daar is, sodat ek net 'n uitlaatstelsel kry. So ons sê vir, okay, gaan, sien jouself op die strand, 12-jarige ouderdom, of 7-jarige ouderdom, ek het op daai stadium gebruik, 5-jarige ouderdom, sien jouself op die strand, sien jy jouself op die strand? Ja. Aan jou linkerkant is daar 'n emmertjie, sien jy die emmertjie? Ja, is 'n pink emmertjie. Goed, tel die emmertjie op, kyk op jou lyf, sal jy sien daar swart kolle.
Nou daai swart kolle is triggers, goed wat met ons gebeur het, emosionele goed wat seer gemaak het, goed wat teleurgestel het, woorde, dade, wat dit ook al is in jou lewe. Het kom plak op jou. Kom ons noem dit jou labels wat jy aanvaar het as waarheid. Dis nie te sê dis waarheid nie, maar jy het aanvaar dis waarheid in jou lewe. Haal dit alles af, gooi dit in die emmertjie. Dan stap jy na die meisietjie toe. Na jou toe. Gaan vertel haar alles wat in jou lewe gebeur het. Gaan sit voor haar, vertel haar alles. Stel jouself voor en sê, dis wie ek is, ek wil jou alles vertel wat in my lewe gebeur het. Dan wanneer jy haar alles vertel het, bring haar in die Here, stap saam met haar en bring haar in die Here. Wanneer jy haar dan nou in die Here bring, groet haar, sê vir haar, het gaan great wees, die lewe gaan amazing wees, want jy gaan alles oorkom. En groet haar. Toe sy dit gedoen het, toe loop die trane oor haar wange. En ek vra, en ek sê, goed, praat met my, wat jy ervaar, nee, ek voel beter en so. Ek sê, goed, en waar is die emmertjie? Sy sê, nee, sy het die emmertjie self gebring nie. Ek sê, goed, so dit is die goed wat jy dan agtergelaat het, sodat ons die impulses kan hanteer. Ek verduidelik baie vir die mense aan die einde van die dag, ons geleer veral met klein kindertjies, wat moeilike dae by die skool het en daai goed is. En hulle probeer uit haat en war uit hulle hele lewens beheer. En dit werk nie, hulle kry dit nie reg nie, boetie presteer nie, boetie sukkel, alles wat daarmee saamgaan, en nou willpower, alles kry pak. So ons werk op daai goed en dis negatiewe goede. Toe sê ek, leer jou kind om te sê, elke dag kom jy 'n trein. Wanneer die trein hier so voor jou stop, vat alles wat sleg is van vandag, gaan pak dit in 'n tassie, 'n groen tassie. En alles wat goed is, pak dit in die rooi tassie. En wanneer die trein hier so voor jou stop, sien hoe sit jy al die goedjies daar. Wanneer die trein hier so voor jou stop, vat die groen tassie, sit hom op die trein en sien hoe ry die trein weg. En dit is 'n manier hoe jy elke dag kom en jy create. Jy skep jou vandag. Want omdat jy dan skep jy jou dag en jy skep jou emosies en jou emosies sal die signal rosa, want wat ek sien gaan dit gebeur en geloof is 'n vaste vertroue in dit wat ek nie sien nie asof dit gebeur. So ek skep 'n prentjie alreeds. So ek kan 'n bad prentjie skep en dan gaan my brein, want my brein weet nie of dit in die waarheid is of nie waarheid is nie, en dan gaan al daai goedes gebeur en die emosies en die angs en die stres en die spanning en die seer en die verwerping, en want aan elke mens is daar 'n emosie, aan elke emosie is daar gebeurtenis, aan elke gebeurtenis is gekoppel aan 'n persoon. So ek elke keer wanneer ek die persoon sien, gaan al daai emosies weer. Maar in plaas om my dag te skep en te release en 'n prentjie te skep, en ek skep verwagting, wat dan gaan gebeur is ek gaan hoop in my losmaak, en ek gaan begin beheer vat van my dag, en ek gaan my dag. So wat ek vir die ouens voorskryf is, besluit wat wil jy hê? Om balans te kry, besluit wat jy wil hê, want jy moet 'n kompas kry van waar en noord waartoe jy wil gaan. Die volgende is, moet jy weet hoekom jy dit wil hê. Want as ek nie gaan weet hoekom ek wil hê nie, gaan ek nie weet wat is die prys wat verwag word nie. En as dit nie meaningful is nie, as dit nie waarde inhou nie, gaan ek nie fight vir dit nie. Ek gaan dit dan nie wil hê nie. Dan gaan ek sê, ag nee, ek hou op 2 weke. Ag nee, nou ek op, want daar your why must be bigger than your ego. So die derde een wat ek voorstel is, vat aksie en moenie wag tot jy reg is voordat jy aksie vat nie, maar dan gaan jy nooit aksie vat nie. Ek sê altyd vir die ouens, don't wait till you know everything to start something. En dis partykeer die grootste verskoning wat daar is. It's not, hierdie woorde het ek neergeskryf wat ek gehoor het en dit was vir my so fantasties. Ek het dit op 'n tyd op my WhatsApp status gesit. It's not your problems that keep you from creating what you want. It is the excuse that you tell yourself about that provides you with the excuse to stay in your comfort zone.
En ek dink dis partykeer wat werklik gebeur is dis die verskonings wat ons gebruik sodat dis nie my probleem nie, maar dis die verskonings wat ons gebruik dat ons nie beheer vat van dit nie. Ekskuus, ek moet jou onderbreek want ons tyd hardloop so vinnig uit. Natuurlik. Maar wat ek dink, jy gee hier nou eintlik 'n regtige praktiese ding vir mense om eintlik half beheer te vat oor hulle lewens. Ja, oor soveel aspekte. In soveel dinge. Maar ons moet ongelukkig afsluit, maar ons gaan jou weekruimte kom kuier. Dankie. Maar ek wil net vra, waar kan hulle jou kontak om hierdie verder te vat? Hulle kan my kontak op my e-mail, Karel Kairos, Karel Kairos, Kairos @gmail.com. Stuur vir my 'n e-mail en ons reël 'n afspraak. Ons kan by mekaar kom en ons kan regtig. Kan jy dit sommer oor Zoom ook doen? Ja, ons kan dit oor Zoom doen, ons kan dit oor Teams doen. Sal regtig, dit sal 'n voorreg wees. Ek dink die belangrikste is I am somewhere in the future and I look much better than I look right now. En dit is ons almal se begeerte. Dit is ons almal se begeerte. Ons lyk beter in die toekoms. En ek dit kan 'n werklikheid wees. Dit is nie die verskonings wat ons gebruik of dit is die strategie of die impulses of natuurlik die laaste een is my psigiese kontrol wat ek daaroor het. Wat is die prentjie wat jy skep oor jou wêreld? Is dit regtig so bad? Kan jy nie regtig niks daaroor doen nie? En ek dink die Here het dit vir ons elkeen gegee om toe die Here vir Abraham gesê het, lig op jou kop en gaan kyk. En so ver soos wat jy kyk, dit gee ek vir jou. Ons almal skep ons eie wêreld. En jy skep eers jou wêreld hierso en dan word dit jou werklikheid. En dan leef jy in hom. En op daai noot gaan ek groet want dit is baie goeie woorde. Dankie Karel. Baie dankie. Tot 'n volgende keer. Ja, tot 'n volgende keer. Baie julle. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.